Goeiemôre, dit is Sondag die 4de Mei. Welkom by die diens van NG Gemeente Skotbere. Mag jy saam met ons vandag God se nabyheid en sy teenwoordigheid, sy stem beleef. Ons gaan vanoggend lees uit Handelinge 9 vers 1 tot 20 en ons tema is verras. Vyand word vriend. Waar jy saam luister, mag jy regtig beleef dat God daar is. Het is altyd lekkerder om saam te wees, as ons saam kan langs mekaar sit, saam sing, saam koffie drink en tee drink en kuier, maar ons kan ook nie altyd nie. En ons weet, dat selfs al is ons versprei van mekaar, God is teenwoordig deur sy Gees. Ons is vandag vergader in die naam van ons Here Jesus Christus, om God te aanbid. Psalm 118 vers 14 sê die psalmdigter, die Here is my krag en my beskerming, hy het my tot oorwinning gebring. Laat ons met oop harte en 'n oop gees na God toe kom, hy wat die dood oorwin het, wat vir ons 'n ewige lewe gebring het. Is my voorreg om jou te groet namens God, om vir jou te kan sê genade en vrede vir jou. Mag die opstandingsvreugde jou vervul, jou aanraak, nou en vir altyd. Amen. Edwin Markham skryf 'n gedig, Outwitted. En dit gaan oor die vermoë wat liefde het om mense te verander. Die vermoë om vrees te verdryf. En die gedig is ook in Afrikaans vertaal en hy begin so, hy sê, hulle trek 'n sirkel om my uit te sluit, hang etikette om my nek en noem my name. Maar liefde en ek het al ooit oorlê. Ons het 'n sirkel getrek wat hulle ingesluit het. Dit sluit so in 'n netedop vir oggend se diens in, waar ons gaan lees van Ananias en Paulus. Ananias, een van die vergete helde in die Bybel, wat met Jesus se liefde uitreik na hierdie kerkboelie, die gevreesde Saulus. Hy wil die kerk wil vernietig, tot in die verse wat hy hom in die hande kan kry. Hy is op pad na Damaskus toe, en dan het God ander planne met Saulus, met Paulus. En Ananias doen wat baie ander nie sou gedoen het nie. Almal sou 'n sirkel getrek het, wat Paulus uitsluit en jouself beskerm. Maar ons gaan sien wat Ananias doen in hierdie verhaal. Ons gaan lees Handelinge 9, vers 1 tot 20, voor ons lees, kom ons sluit die oë. Here, maak u woord nou vir ons oop, dat ons dit nie net sal hoor nie, maar ter harte sal neem. Here, dat dit nie net woorde sal wees en stories wat ons ken nie, maar verhale wat ons verander en ons transformeer om meer en meer die beeld van Christus te vertoon. Spreek, Here, u kinders luister. Amen. Saulus se bekering. Saulus was nog steeds dreigemente en moord teen die disippels van die Here aangeblaas het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat hy, indien hy enige mense kon opspoor wat aanhangers van die weg is, mans sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon terugbring. Terwyl hy onderweg was en naby Damaskus kom, het 'n lig uit die hemel hom skielik omstraal, en hy het op die grond neergeval en 'n stem hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gevra, wie is u, Here? En hy antwoord, ek is Jesus, wat jy vervolg. Maar staan op, gaan na die stad, en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die manne wat saam met hom gereis was, het spraakloos gestaan, omdat hulle wel die stem gehoor het, maar niemand gesien het nie. Saulus het van die grond af opgestaan, en hoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle het hom in die hand gelei, en Damaskus binnengebring. 3 dae lank kon hy nie sien nie, en hy het nie geëet of gedrink nie. Daar was 'n disipel met die naam in Damaskus met die naam Ananias. In 'n visioen het die Here vir hom gesê, Ananias. En hy het geantwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, maak gereed en gaan na die straat bekend as Reguitstraat. Vra in die huis van Judas na iemand uit Tarsus met die naam Saulus.
Want kyk, hy is besig om te bid. Hy het 'n visioen gesien dat 'n man met die naam Ananias binnekom, om die hande oplê en hom weer laat sien. Ananias het geantwoord, Here, ek het by baie mense van hierdie man gehoor, van al die kwaad wat hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hier het hy volmag van die leierpriester, om almal wat u naam aanroep in boeye te slaan. Maar die Here sê vir hom, gaan, want ek het hom uitgekies as 'n instrument om my naam uit te dra na nasies, na konings en na Israel. Ek sal boonop aan hom toon, hoeveel hy ter wille van my naam moet ly. Ananias het toe vertrek, in die huis binne gegaan, en om die hande opgelê met die woorde, Saul, broer van die Here het my gestuur, Jesus, wat aan jou verskyn het, op die pad waarin jy gekom het, sodat jy weer kan sien, en met die Heilige Gees vervul kan word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, hy kon weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop. Nadat hy geëet het, het hy sy krag herwin. Hy was 'n paar dae lank saam met die disippels in Damaskus, en hy het Jesus dadelik in die sinagoges verkondig deur te sê, dat hy die Seun van God is. Ananias kon 'n sirkel trek, wat vir Paulus uitsluit. Ananias kon 'n sirkel trek om homself te beskerm, hierdie man wat die kerk vervolg, wat Christene vervolg, wat by was toe Stefanus dood is. En die Here vra vir Ananias, moenie dit doen nie. Nee, hy stuur hom om vir Paulus in te sluit in sy sirkel. En dan die eerste woorde wat Ananias vir Paulus sê, is, nee, nou die Here jou beet gekry. Nee, glad nie. Hy is nie een wat wraak vir hom teenoor hom dra nie. Hy sê, Saulus, broer, Jesus het. Hy trek 'n sirkel wat vir Paulus insluit. William Barclay het geskryf, hy het gesê, as dit waar is dat die kerk Paulus gekry het omdat Stefanus gebid het, dan het die kerk ook vir Paulus gekry, omdat Ananias broederlik gehoorsaam opgetree het. Ja, die Paasfees vertel vir ons van 'n liefde wat oor onwaarskynlike grense gaan. Die liefde van God vir mense wat sondig is. Mense wat hulle harte baie keer hard maak en God teleurstel. Maar dis die verhaal van God wat liefde gebruik om die onmoontlike reg te kry. Om mense te transformeer en nie te maak. Ja, maak nie saak hoe dik 'n muur is nie. Hoe groot 'n muur is wat mense om hulle bou nie. Hoe hoog hy is nie. God kan 'n deur daaraan maak. God kan daar deur gaan. Paasfees wys dit vir ons. Ja, selfs die dood wat ons eie lewens eindig, is nie die einde vir God nie. Is maar net nog 'n begin. Daar was 'n paar jaar gelede 'n film wat gegrond was op die boek met die titel Same Kind of Different Than Me. Mense wat onwaarskynlike vriendskap gemaak het en saam geleef het. Hierdie film het gegaan oor twee mans wat soos dag en nag verskil het. Een wat 'n hawelose man was op die straat van Fort Worth in Texas, wat lank in die tronk was omdat hy 'n bus probeer roof het, en die ander een, Ron, was 'n finansiële adviseur wat toe 'n kunshandelaar geword het. 'n ryk, gesiene man. Hy gegradueerd, Ron, wat in die voorstede gebly het saam met sy vrou en sy twee kinders, en Denver wat bly in 'n tuiste vir haweloses, waar Ron hulle saam met sy vrou gewerk het. En daar begin hulle vriende word. Iemand wat in die wêreld gesien word as 'n bevoorregte, wat vriend word met 'n minder bevoorregte, gelykes word. En dan word Ron se vrou met kanker gediagnoseer, en is Denver wat saam met haar bid, elke dag daar by die shelter waar hulle saam bid, by die skuiling waar hulle saamwerk. En wanneer sy doodgaan, dan word Ron en Denver amper meer, hulle word soos broers, meer as vriende. In mekaar ontdek hulle iets wat God vir hulle gee, dat hulle vriendskap mekaar radikaal verander.
Daar sê Susan J. Yates, always allow God the privilege of working in another life differently from the way God has worked in your own. Ons moet nuut lewe en geleentheid gee dat God in ons en met ons kan werk. Ja, met mense wat baie keer anders as ons is. God bring mense oor ons pad wat ons nooit sou gekies het nie. Iemand wat nie noodwendig die wêreld sou gedink het by ons pas nie. Dis wat God doen, om met sy liefde mense nuut te maak. Om mense met hulle liefde toe te laat om ander nuut te maak. Soos Ananias en Saulus, uiteindelik, of van nature vyande. Saulus wat die kerk vervolg, Ananias wat getrou vir Jesus Christus volg. En dan word hulle broers in geloof. Ananias het 'n baie duidelike rigtingaanwysing by God gekry. Gaan na Reguitstraat. En dan protesteer hy. Sê, Here, ek weet van hierdie man, hy is gevaarlik, hy gaan my doodmaak, hy gaan my in die tronk gooi. En dan sê God nog steeds vir hom, gaan, want ek wil hom gebruik. Jesus sê, Lukas 6, jy moet jou vyande lief hê, jy moet vir jou vyande bid. Dis wat Ananias gaan doen. Gaan na Paulus toe. Verwelkom hom nie met haat of agterdog nie, maar met liefde. Saul, broer van die Here Jesus. Christus het my gestuur. Ons beleef Jesus se liefde op sy beste in die opstanding. Dis hoekom ons nie kan lewe en anders kan optree. Een van die Duitse predikante wat deur die Nazis in die Tweede Wêreldoorlog in die tronk gegooi is, Martin Niemöller, hy skryf, hy sê, God is nie die vyand van my vyande nie. God is nie eers sy eie vyand, sy vyand nie. God wil vriende maak, God wil vrede maak, God wil mense uitnooi om te kom deel in sy teenwoordigheid. Volgelinge van Jesus trek sirkels om mense in te sluit. Nie om mense uit te sluit nie. Daar is by God nie rangordes nie. God vra dat ons groter sirkels trek en meer mense sal insluit in sy genade en liefde. Alle mense is na sy beeld gemaak, ook randfigure. Ja, al verlore roos sy kleur en sy geur, dit bly nog steeds 'n roos. Al gaan mense ook deur wat, al doen hulle wat, hulle bly kinders van God. Ronald Patterson vertel die verhaal. Hy was 'n kapelaan in 'n hospitaal in Boston, en dan word hy gevra om die saal van die gevangenes te werk. Een van hulle was 'n berugte dwelmhandelaar, en dan vra hy vir die non wat sy senior was, dan vra hy vir, hoe kan ek bid vir iemand wat hierdie stad so verwoes het? Hy verdien tog sy siekte, en 'n klomp ander goed ook. En dan antwoord die non, sy sê, Patterson, wie het gesterf en jou tot God verkies? Iewers diep binne kan daai man, bedek deur al die laag van pyn en die slegte dinge wat hy gedoen het, is daar 'n vonkie van God se beeld. Jou taak is om daardie vonk raak te sien, en die enigste manier wat jy dit ooit sal sien, is om op jou voorgestelde idees van reg en verkeerd op sy te skuif, en te glo dat die vonk van God daar is. Hy, net soos enigiemand anders wat jy ontmoet, is 'n kind van God se liefde. Hanteer hom ook so. Ek en jy is God se beeld. Daarom leer hierdie verhaal van Ananias en Saulus ons, om ons verskille eenkant toe te skuif, en God toe te laat, dat ons mense kan aanraak. Dat ons mense kan verander na sy beeld toe. Dalk ontstaan daar dan 'n onwaarskynlike vriendskap, 'n geskenk van God af. Jackie Robinson was 'n Amerikaanse bofbalspeler, eerste swart man wat gekies is om Major League bofbal te speel. En op daai stadium was die spanning tussen rasse maar hoog in Amerika, en hy speel vir die Brooklyn Dodgers, en baie van die ander spanse spelers en skare was aggressief teenoor hom. Dan op 'n stadium, dan word al die rassistiese opmerkings wat teenoor hom geskree word, bietjie te veel van hom. En 'n spanmaat van hom, Pee Wee Reis,
vra vir 'n breek, en hy stap toe van sy posisie waar hy in die veld is na Jackie toe, sit sy arm om sy skouers en staan langs hom. En dit sê vir die skare, hierdie man is my vriend. Beeld van God, nes ek, nes julle. Die skare het doodstil geword en die gespot het opgehou. En dan sê Jackie later, hy sê dat hierdie arm op sy skouer, iemand wat net langs hom kom staan het sy lewe en sy boefballoopbaan gered. Jesus het sy arm om ons kom sit. Jesus stuur ons om ons arm om ander in die wêreld te gaan sit en mense deel te maak van sy genade. Hemelse Vader, dankie dat ons kan deel in u liefde, in u genade, in u grootheid en u goedheid. Maak ons mense wat ander insluit en nie uitsluit nie, wat nader trek eerder as om weg te stoot. Dankie Hemelse Vader dat ons in u liefde kan lewe, dat u ons gesluit het in 'n sirkel, in u sirkel. Ja, Here, ons nie uitgestoot het nie. Maak ons nuwe mense, wat op 'n nuwe manier leef, wat anders leef in die wêreld. Dankie dat ons vir mekaar kan bid as gemeente. Here, vir hulle wat siek is, vir hulle wat seer het, in die hospitaal is en vir wie hospitalisasie voorlê. Here, vir hulle wat geliefdes verloor het en hartseer is, vir wie die seer nog 'n werklikheid is. Vou hulle toe in u liefde en u genade, en mag hulle, Here, elke dag beleef dat u die God is wat voorsien, wat hulle raak sien, en hulle ook nader aan u trek. In Jesus Christus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by elkeen wees. Amen. Thank you.